dankie. Wel op die ouderdom wat die meeste advertising executives genadebrood vreet op hulle wynplaas in die Weskaap. Woehoe! Maar kyk, ek het al 'n paar toekennings in my lewe gewen, maar hierdie een is om erkenning te kry vir iets wat uit jou hart uitkom. Everybody at Pine Blank and Blank. Thanks, buddies. I start the moment, let's tell us what's so cool. Ek kan 'n girlfriend en 'n vrou wat my bedien. 'n reuse skerm TV dat ek beter kan sien. Gedeelde terracotta en 'n reënboogpapegaai. 'n aangeboude kamer dat ek binne kan draai. Om te kan dansen als Gene Kelly in 'n beautykan stem. 'n somer sonder einde dat ek elke dag kan swem. Diamante, goud, silwer en 'n parel soos 'n gun. 'n komputer wat so slim is dat ek niks meer hoef te doen. I start the moment. Frederik Wilhelm Harmse, kom hier. Ek haat dit as jy dit doen. Wat doen? My het my doopnaam noem. Wat het jou besiel om my so 'n naam te gee? Wat is jou oupa se naam? Nee, ek weet. Hoekom het jy my na hom vernoem? Want jou ma se pa was baie ryker as my pa, toe dog ek as jy jou na hom vernoem, Dat hy my al sy geld sal laat erf. nee, dat hy my al sy geld sal laat erf. En daar voel hy ons al twee. Maar jy was daarom in sy testament. Totdat pa weggeloop het met pa se vloesie. Hy moenie so oor jou ma praat nie. Waar's my ma nou? Ons gaan dinge nog uitwerk. As dit ma ook gesê het. My regte ma. Het jy dalk iets gesien? Wat? My bottel whisky. Sy ook maar lekker van dat jou vloesie hier weg is met haar personal trainer. Het jy dit gesien? Wat die personal trainer? Dit was maar baie snaaks, hè? Ek gaan hoogie donder in wees as ek moet uitvind dat jy my duur whisky agter my rug opsyp. Ek verkies drugs. Dankie. Been there, done that, got the rehab. Waar's my whisky? Ek het jou whisky weggesteek. En hoekom? Want wanneer later iemand kom wat ek graag wil hê jy moet ontmoet. En ek wil nie hê jy moet weer begin breit en opsê soos jy maak as jy te veel dop in dit nie. Frik, wie sê wat jy wil hê ek moet ontmoet? Haar naam is Lilith. En dan kla jy oor jou naam. Sy's iemand van wie ek baie hou. Jy bedoel jy's nie gay nie? Gay? Hier, net omdat ek vir die blou bulle skree beteken nie ek is gay nie, Hoekom skree jy vir die donder se blou bulle? want jy haat hulle. So is jy nog kwaad vir my? Dis hier nou 'n bonding moment. Nee regtig, is jy nog kwaad vir my omdat ek jou en jou ma net so gelos het? Ja. Ek was. Jy was altyd my hero, pa. Snaaks, trendy, ryk. Ek is die enigste ou op skool gewees wat sy pa 'n oorbel gedra het. En jy het polisie sonbrille en 'n tattoo en 'n volbaie volgaat lank vir die ander ouens se pa's. Jy wil jy was cool. En ryk. Gaan ek nog steeds cool wees as ek nie meer ryk is nie? Hy sien net as 'n bietjie moeiliker wees as wat dit nou is. Ek bedoel,
Wie gaan vir Raaskop sy equipment betaal? Baie goeie vraag daai. Wie gaan vir jou Donald se band se equipment betaal, want ek kan nie meer. Because why? Al het ek het my job verloor. Wat is dit? Maar hallo? Dis onregverdig. My beat is veronderstel om kuns en kultuur te doen, nie flippende reklame nie. Ek bedoel, dis so trivial. Hierdie mense kry R1 miljoen om 'n 3-woord opskrif te skryf. Ja, ek weet. So dis ek en die advertising guru. Het jy al uitgevind hoe ek gefire is? Okay, so wat is die angle? Man wen pendoring verloor steek. Wat? Groot gees van Afrikaanse reklame in pad gesteek. Ja. Nee, is nie meer te ver nie. Ek sal sien. Hallo? Shit. Maar het altyd gesê dit gaan gebeur. Ek weet. Jou ma het ek altyd gesê ek moet my eie agentskap oopmaak. Nou, hoekom het jy dan nie? Want ek wou nie my eie agentskap besit nie. Ek wou skryf. En elke keer wat ek bevorder is, moes ek hulle fight daaroor, want ek wou skryf, dis hoekom ek gebore is. As ek kan skryf en 'n paar sent verdien daarvoor, wel dan is ek in die hemel. Maar het my een keer van jou gedigte gewys. Dit was cool. My gedigte, cool. Sommige goed wat hulle in 'n tydskrif gepubliseer het, jy nog op varsity was. Ja. Het jou maar dit nog? Ja. Oh. Miskien. Dis ook nou al 10 jaar terug. Ja. So, wat gaan jy nou doen? As jy my whoopski vir my teruggee, dan gaan ek op die stoep sit en lekker vrot word. Ja man, ek bedoel, wat gaan pa met die res van pa se lewe doen? Soos ek nou net gesê het, as jy my whisky vir my teruggee. Bring sommer 'n glas ook saam. Nee, Dank u. ek gaan duik. Frik, Yes. wil jy my nie nog van die girl vertel het nie? Wat is om te vertel? Haar naam is Lilith en ek hou baie van haar en sy kom nou hiernatoe. OK. Hoorie, moet asseblief nie te veel tos praat, sy het die tyd al vrot is nie, hoor. Sy wil graag 'n kopieskrywer word. So dit sal help as jy Nie sê dat ek gefire is nie. nee. As jy 'n paar tips kan gee oor hoe om 'n job te kry. Liewer hoe sy 'n job kan verloor. Die oud strijder zegt, daar is een raad voor elke kwaal. Van liddoorings, vuilziek en verm.
Mooiste taal, o soetste taal. Jou met die. Baie dankie, lekker. Ek het jou glimlach vergeet. Geen rede om dit te onthou. Maar ek probeer nog steeds om net een ding uit my drome te hou. Jou. Hey, Bless! Yes. Is daar 'n motorhawe hier naby? Pap wiel. Nee, neem my troetelwiel vir 'n stappie. Sy naam's Wagter. Foei tog, ou was 'n tyre. Hoe ver loop jy? Die noodwiel is op pap. Noodwiel. Is dit jou spare? Kan jy my help? Waarmee? Waarmee dink jy? Om jou tyre reg te maak. Not just a pretty face. Wat, jou tyre? En dan sy nog 'n grapgat ook. Jou tyre? By the way, ek's frik. Tamara, Wat kom maak jy? ek moet 'n onderhoud met iemand kom voer. Met wie? Een of ander wanker. Weet jy wat is die pendorings? Ja? Ja. Nou hierdie arme ou wen toe die groot toekenning op Vrydag aan. En toe hy die maandag op kantoor kom, toe dank hulle hom af. Moers so snaaks. What a loser. Seker hy het nie daaroor gelag nie. Sy naam is Pak Harmse. Weet jy waar hy bly? Ja. Dis die laaste huis hier in die pad af. Ek gaan lank jou jou noodwiel regmaak by die garage. Is jy seker? Dankie man, ek sal sommer vir jou daar wag. Goeiemiddag, welkom. Middag. Ek is Ek weet wie jy is en jy weet seker wie ek is. Waar is jy goed? Ek het nie jou kar gehoor nie. Ek het 'n pap wiel gekry op pad in. 'n Ou het my noodwiel garage toe gevat. Noodwiel. Kom in. Dis 'n mooi plek wat jy hier het. Hy nou moet seker duur hier wees. Ons meer as wat ek kan bekostig. Maar leef reklame mense nie, maar buitendien bo kan hulle vermoëns nie. Al het ek bo in my vermoë geleef, sou ek nog steeds nie kon bekostig nie. Dis my ex-vrou se plek. Sy het my geleer om bietjie te kom asem skep na wat met my gebeur het. Jy bedoel na die opwinding van die pendorings? Nee, ek bedoel na die opwinding van om gefire te word. O ja, dit. Jy het geweet Wat? dat ek gefire is. Ja. Het jy dit nie geweet nie? nee, kyk nie, ek het dit geweet. Nee, ek kan sien hoekom hy van jou hou. Wie? Wel, ons het nog gesin vir humor ook nog. Witty, vreesloos, intelligent. En weet jy is reg vir die job. Ek dink ook so. Maar kan jy rejection hanteer? Verwerping? Ag nee, asseblief hou nou op met worry oor Afrikaans. Jy weet nie 'n enkele kopieskrywer skryf deesdae meer net in Afrikaans nie. Dit wat ons wel doen is maar krummels wat van die Engelse tafel afval. Maar ek sê mos altyd, as jy nie 'n ou se gat so bietjie krap met 'n gemixte R, dan dien jy eintlik nie jou job nie. Dit is buitendien baie makliker om 'n gemengde Afrikaanse advertensie aan 'n kliënt te verkoop. Maar jy sien, language is a virus. Laurie Anderson het dit gesê. Wat? Laurie Anderson, language is a virus. Het jy my noodwiel ingegee? Ja, hulle sê dit sal oor so rukkie reg wees. Sy het dit nie gesê nie. Wat?
Language is a virus. Ja, maar of course sy het dit gesê. Ek het haar net my eie ore gehoor. Ek praat nie oor haar nie. Nou, maar wat sê jy dan? Sy het dit nie gesê het nie. Ek weet sy het dit gesê, ek praat oor Laurie Anderson. Laurie Anderson het dit gesê. Op Mr. Heartbreak. William Burroughs het dit heel eerste gesê. O, ek het dit nie geweet nie. Sien jy? Jy weet nou nie alles nie. Ek het nog nooit gedink ek weet alles nie. Oh, jy like dit om te maak asof jy alles weet. Dis onregverdig, jy kan mos nie so iets sê nie. Wat dink jy van die wanker? Hy praat so baie, ek weet nie wat om van hom te dink. Ah, dis my daai. Ken jy hom goed? Nie so goed soos mense musiek maar kan ken. Ja, hy is 'n tipe, is hy nie? Moeg vir jou daaglikse sorge en verdrukking. Suip 'n biertjie vir ware verrukking. You're a poet and you don't know it. Well, if you can be a poet and a killer, then you can be a copywriter. Kan ek jou quote? Ja, jy kan, maar ongelukkig het David Ogilvy dit heel eerste gesê. Wie's David Ogilvy? David Ogilvy is een van die groot reklamegeeste van sy tyd. Iemand het dit een keer van jou gesê, Wat? dat jy 'n groot gees is in reklame. Wat sê jy daaroor? Wel, wat kan 'n groot gees sê behalwe boe? Wat van boo-hoo? Wat bedoel jy? Die manier waarop hulle jou gefire het. Nou, wat kan ek sê behalwe ja? Yahoo! Meneer Harmse, ek's jammer, ek het dit nie so bedoel nie. Ek het dit nie so bedoel nie. Ek wou vir hom gesê dat die feit dat hulle hom afgedank het nie net 'n klap in sy gesig is nie, maar ook 'n klap in die gesig van Afrikaans. 'n Refleksie van hoe die samelewing Afrikaans sing. Spaar jou asem. Hy's nie 'n sukker wat jy sommer enige kos gaan indruk nie. Hoe so? Ja, heeltemal te veel van Afrikaans om op 'n mission te gaan daaroor. Ja, hy sê altyd Afrikaans was daar 350 jaar voor my geboorte en dit sal seker nog 350 jaar na my dood daar wees. It's a beautiful quote. Is dit al waar dit vir jou gaan? Beautiful quotes. Hy gaan beslis nie verder met my praat nie. Dan gaan ek maar. Moenie jou tyre vergeet nie. Maak die deur toe, hier's Bobbejane.
Dankie vir dubbel vir jou windskermfees. Kom in. Dankie. Windskermfees. Jy weet ons het geen einde aan jou nie. So nou is dit 'n sonde om suiwer Afrikaans te praat. Want windscreen wipers is soos shame, sorry en nice suiwer Afrikaans. Ja, dan trek ek jou handdoek. Meneer Armse, Asseblief, spek met 'n r. Hierso, droog jouself af. dankie. Ek's jammer oor vroeër vanmiddag. Ek het glad nie die reg gehad nie. Ek kan net raai dit moet wees om jou werk te moet verloor vir 'n man van jou ouderdom. 'n Man van my ouderdom. Ons weet hoe dit gaan in die nuwe Suid-Afrika. Mans van 'n sekere taalgroep en kleur het nie 'n kans nie. Mans van 'n sekere taalgroep en kleur, se oerouma grootjies het kalfvoet oor die Drakensberge geloop. So om gefire te word is 'n filletjie. Om die beste van Bless Bridges vir Kersfees te kry is 10 keer erger. Dubbel vee, maak dubbel skoon. Maak droog en verbeter jou uitsig. Dubbel vee vir die skoonste vee. Ek onthou daai advertensie. Ek het dit geskryf. Dit was oorspronklik maak droog en verbeter jou vooruitsig. Toe hou die kliënt nie daarvan nie en toe word dit uitsig. Maar vooruitsigte is baie snaakse. Dis wat ek ook gedink het, maar nie die kliënt nie. Maar sien maar dis maar hoe dit werk. Wat hulle sê mos every client is a copywriter and every client's secretary is an Afrikaans copywriter. Weet een keer het 'n kliënt van my Bridge the Generation Gap vertaal as oorbrug die geslagsopening. 'n Ander keer het 'n kliënt van my vergeet om verrassing met 2 R'e te spel. Toe staan daar op 250,000 pakkies 'n gratis verrassing. En nou die dag met 'n 2010 sokkerveldtog het 'n kliënt van my South Africa United vertaal as Suid-Afrika in een drag. Dit klink alright. Ek weet dit klink alright, maar dit was 'n print ad en een drag was 2 woorde. So as jy dit nou terugvertaal Engels toe dan staan daar South Africa in one dress. So van dress gepraat, hoekom raak jy nie van jou klere ontslaan nie? Want ek gaan kry vir jou iets droog om aan te trek. Hierso, Wat is dit? 'n Sirkus tent? dis my ex-vrou se. Trek dit aan. Maar dit was goed. Het jy geweet ek wil in die donkerte aantrek? Wat ek gaan kyk. Waar is jou skakelbord? Skakelbord. Jy weet jy klink soos iemand op nommer asseblief. Dis hier onder in die stoorkamer. Wat is die storie met die ligte? Waar? Waar? Oh, sorry man. Nou, my drankie. Chris, wat die donder maak jy? Ringo Starr lê so bietjie. Is daar nie iemand wat ons moet laat weet nie? Wat bedoel jy? Familie of iets? Al sy vrou is hier weg met haar personal trainer. Sy vrou is weg met haar personal trainer. Is daar geen einde aan hierdie man se voorliefde vir klisjées nie? Bedoel jy nie klisjées nie? Klisjées. For sure. Klisjées. Ander mense het DNA. My pa, hy het klisjées. Jou pa? Ja. Sorry, ek het nie geweet nie. Wat dink jy loop 'n kaggat in sy huis rond?
Daar's nie iets in die grondwet wat 'n man verbied om kaal in 'n ander man se huis rond te loop nie. As jy gegil het, glo jy duidelik in die grondwet nie. Wat sou jy doen as 'n man kaal in die deur staan en jou ma noem? Wat vir 'n oogtoets. Erg ons wyn kry. Hoekom het jy nie net gesê hy is jou pa nie? Wat moet ek sê? Hey, daai ou wat jy 'n wanker noem is eintlik my pa. Ek het hom nie 'n wanker genoem nie. Jy het. En jy het hom ook 'n loser genoem. Ons okay. Ek weet hy is soms 'n wanker. Hoe is dit om groot te word met 'n kopieskrywer vir 'n pa en 'n ma wat wegloop met haar personal trainer? Nee, my ma het nie weggeloop met die personal trainer nie. My ma het weggeloop met 'n vriendin. Die personal trainer was my pa se tweede vrou. Wel, in vergelyking met my lewe klink dit baie glamorous. Ma en pa, steeds getroud. 2 kinders, 2 honde, 2 eredienste elke Sondag. My ma sal dink 'n personal trainer is 'n hondeafrigter. My pa sal dink 'n kopieskrywer is iemand wat dokumente vervals. Hulle lewe is so middelmatig en voorspelbaar. Middelmatigheid word heeltemal onderskat. Ons kan die wanker adop kry asseblief. Pa? Adop vir die wanker. Ek sê jammer, dis alles my skuld. Adop asseblief. Chill uit, pa. As jy my skuld jy jou job verloor het en jou trophy wife nog iemand 'n personal trainer op weg is. Miskien nie. Maar dis jou skuld dat ek 'n seun het wat op sy gat sit en daarvan droom om 'n popster te word. Op my gat. Ja, op jou gat. Ons hou konserte aan. Ons het 'n serie gemaak. Wel die laaste Raaskop konsert wat ek by was daar 6 mense en 5 van hulle was in die donderse band. Dit was 3 jaar terug. Dinge het verander, ons maak nou actually geld. Wat fantasties. Dan kan jy van nou vir jou eie dromstokkies en petrolgeld betaal. Pa, hierdie dinge vat tyd, man. Ek bedoel, kyk na Valiant Swart, né? Kyk na Koos Kombuis. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na Valiant en na Koos. Hulle werk hulle gatte af. Hulle sit nie op hulle gatte en wag dat iemand hulle moet Maar ontdek. al het op die regte tyd gebeur. Kom aan man, dit was die regte scene. Die regte scene. Toe Koos en Valiant begin het, was daar nie 'n Afrikaanse musiekscene nie. Al wat daar was noot van noot en Bloody Bless Bridges. Frik, toe ek jou ouderdom was, het ek al 'n vrou, 'n kind en 'n job gehad. Wat wil pa vir my sê? Jy het 'n klein taaltjie gekies om in te sing. Dis moeilik om te survive, never mind geld maak. So is dit nou hoekom jy 'n kopieskrywer wil word. Wat? Want die enigste manier hoe 'n Afrikaanse kunstenaar in hierdie land kan oorleef is om vir homself 'n donderse ryk vrou te kry. Ek weet nie wat het dit met my te doen nie, maar ek sal liewer vrek voor ek 'n kopieskrywer word. En jy's totally unfair man, die Raaskop is wonderlik. Julle series is een van die bestes ooit. Buitendien, daar's baie Afrikaanse kunstenaars wat 'n goeie lewe uit hulle kuns maak. Wie? Wel 'n paar. Ry hulle ordentlike karre? Hoe lyk hulle blyplekke? Wat vreet hulle in die aande? Of onderhou hulle pappies hulle ook? Shit, ek nie weet pa vol so daaroor nie. Ek is seker Koos Kombuis se pa het hom ook onderhou. En dis 'n stunning ding vir 'n pa om te doen om sy kunstenaarkinders te help om 'n voet in die deur te kry. Wel ek is seker daarvan pa Kombuis het 'n job gehad toe hy sy kind onderhou het. Ek is jammer ek is nie Koos Kombuis nie. Hou pa se fucking geld. Waarheen gaan jy? Dit reën. So what? As jy jou voete by hierdie deur uitsit, dan moet jy nie. Dan moet ek nie wat nie. Jou reënjas vergeet nie. Halleluja. Dit lyk nie eintlik asof die reën gaan ophou nie.
Nie sit ek sonder uitveer. Wel, ek hoop nie jy het die goed gekoop omdat jy die advertensie gehoor het. Maar ek het. En dis gemors. Gemors wat jy geadverteer het. Het jy geen beginsels nie? Well, baby, like we say in advertising, I have a definite set of principles. And if you don't like that, I have another set. Maar daar is een beginsel waarby ek nog altyd gebly het. En wat is dit? Moet nooit dit wat jy adverteer self koop nie. Hoekom? Omdat jy weer is gemors. Nee, want dis soos om jou eie kind te moet koop. En ek het genoeg daarvan gehad in my regtige lewe. Hoe so? Kippie koop sy seun alles waarvoor hy vra. Dromstokkies en petrol. Onder andere, jy sien, ek het altyd verplig gevoel om vir hom te gee. Skuldig gevoel omdat ek hom en sy ma net so gelos het. En sy kon altyd baie meer gee as ek. Het was soos 'n Operation Hunger telefoon. Ek koop vir hom 'n R3000 se hi-fi, dan koop sy vir hom 'n R6000 se donder se leerbaadjie. Dan koop ek vir hom 'n R10000 se stel dromme, dan koop sy vir hom 'n R20000 se komputer. Wat doen sy mal? Sy is 'n eiendomsontwikkelaar. Hierdie hele Groenbaai-land geboord aan haar. Ons het dit saam ontdek toe ons studente was, maar toe het sy dit ontwikkel. Miljoene gemaak. Waar is sy nou? By haar guru se ashram in India. George. So baie geld en nog steeds soek sy na antwoorde. Wel ten minste weet sy daarom waar om te begin soek. Ek is jaloers op haar. Omdat sy ryker is as jy. Nee, omdat sy nog iets het om in te glo. Glo jy niks nie? Wel, totdat ek gefire is, het ek in advertising geglo. Reklame was my guru en my kerk. En sy was 'n maklike godin om te dien. Want jy het nooit vreeslik baie van haar verwag nie. En sy het jy nooit onder die indruk geplaas dat sy enigsins getrou sal bly. So hoekom was sy so geskok toe sy jou in die pad steek? As sy my in die pad gesteek het, was ons albei deur 'n Ferrari raak gery. Want advertising is life in the fast lane. Maar dit was after all 'n affair wat vir jare geduur het. Wees die vrou wat jy wil wees. Laat die wiele van jou rykdom draai. Wanneer laas het jy die roep van die visaard gehoor? Met 'n grappie hier, 'n titie daar, 'n titseltjie glamour, 'n droom van beter dinge, network, 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 hard party, meer dinge wat gemaak word, meer mense wat werk kry en meer mense wat geld uithaal en wys. Ja, my vriend James het altyd gesê, geseënd is ons wat met woorde werk. Want ons is soos alkemiste. Uit niks uit maak ons goud. In jou eie taal maak jy goud. Totdat, Iemand ontdek dat jy eintlik 'n amazing digter is. nee, totdat iemand jou fire. Hoorie, ek gaan vir Frik soek. Dink ek weet waar hy is. Ek kom saam. Bly jy hier? Ja, as kos in die yskas. Ek is nou weer terug. Van al die tale wat ek hoor, niks wat my siel ooit so bekoor. O moedertaal, o soetste taal, jou het ek lief voor alles. So dis waar jy wegkruip.
Kan ek maar sit? It's a free country. Niet scotch asseblief. Dubbel. Ek en jou girlfriend worry onsself siek oor jou. My girlfriend. Ja, sy wag by die huis. Wanneer het sy daar aangekom? Maar jy nou nie onnoosel hou nie, sy is al van 'n jaar wiel garage toegevat. Dankie. Dis nie my girlfriend nie. Lilith het gebel en gesê sy kan eers môreoggend kom. Ja. Sy moes gaan vir 'n job onderhoud. Waar? By Payne Blake & Black. Waar? Vir pa se job. Oh. Sorry oor daai enetjie. Nee, dis okay. Ek het gedink hulle gaan 'n tiener met 'n woordeboek aanstel. Maar wie die fok is die girl by ons huis dan? Sy is 'n joernalis. Sy het gekom om 'n onderhoud te voer met vanjaar se Pendoring wenner. Ek kan dit nou net sien. Spekharmse wen Pendoring. Raak gefire, raak gesuip en jaag seun uit huis uit. Maar worry meer oor wat die res van die wêreld van pa dink is oor my. Ag, kom nou vrou. Nou, alles gaan vir pa oor appearances. Alles is 'n front, man. Wie Spekharmse eintlik? Spekharmse is die voel wat in die kroeg sit, langs die mens vir wie hy die heel liefste op hierdie planeet is, en hy het nie die woorde om vir hom te sê hoe lief hy hom het nie. Okay. Jy sal beter moet doen as dit. Spekharmse is 'n laaitie uit die arm deel van die dorp wat in staan 6 ATKV beurs kry om na 'n smart skool toe te gaan omdat hy so slim is. Spekharmse is 'n maar laaitie in 'n groen trui wat die bynaam Spek skiet kry omdat hy so baie lieg. En hy lieg so baie want hy voel minderwaardig. Hy voel minderwaardig want hy met 'n groen trui dra en al die ander kinders loop met groen kleurbaadjies rond. Spekharmse is hy maar laaitie in 'n groen trui wat in die biblioteek sit en die groot verseboek lees terwyl al die ander kinders atletiek doen. En hy lees van 'n ander maar man in 'n groen trui en hy besluit hy gaan ook 'n digter word. Spekharmse vind uit dig is nie 'n regte job nie. Hy gaan studeer vir 'n onderwyser. Al wat dit om in die sak bring is 'n moerse klomp skuld en 'n amazing girl. 'n Girl wat so min van voorbehoedmiddels af weet as hy. Hulle noem die kind Frederik Wilhelm. Hulle is albei 19 jaar oud. Spekharmse moet nou vir homself 'n ordentlike job kry want hy moet nou sy vrou en kind onderhou. Hy word 'n Engelse kopieskrywer. En hy is 'n goeie Engelse kopieskrywer. Eerste advertensie wat hy skryf is een vir effies. So 'n bietjie laat sou ek reken. Op 'n dag word die stil grys oomie wat altyd in die hoek gesit het en die advertensies in Afrikaans vertaal het siek.
En Spekarmse begin Afrikaanse advertensies te skryf. En hy like dit om Afrikaanse advertensies te skryf. Dit is vir hom amper so lekker soos om te dig. Op 'n dag fire hulle die stil oomie in die hoek. Maar ou Spekarmse dink nie eers 2 keer daaroor nie. Want hy is besig om die een toekenning na die ander te wen. Spekarmse vergeet wie hy is. Hy sê vir homself, geld maak is belangriker as om te dig. Hy los sy vrou en kind en begin soos sy eie pa te syp. Kortliks gestel, Spekarmse is 'n totale poepel. Spekarmse is die ou wat vir sy 6-jarige seentjie Pablo Neruda voorlees. Spekarmse is die ou wat sy seun Sex Pistols en David Bowie in die Violent Femmes speel en dan vir sy dromlesse betaal. En sy dromstokkies. Sy petrol. En dan is Spekarmse die ou wat vir sy seun sê dis 'n fout om in Afrikaans te rock and roll. Spekarmse se seun weet Spekarmse is verkeerd. Spekarmse wil net die beste vir sy seun hê. Ek was ook soos pa op skool. Pa se ouers was te arm. My ouers is te ryk. Te duur karre, te duur klere, te duur tekkies. Al kinders het my uitgestoot daaroor. Die enigste keer wat ek nou iets gevoel het, en wat ek nog steeds nou iets voel, is wanneer ek agter 'n drumkit op die verhoog sit. Ek gaan nie daarmee ophou nie. Ek vrek, moenie ophou nie, okay? Pa hoef nie meer vir my dromstokkies en my petrol te betaal nie. Okay, ons het 'n deal. Maar as pa nog geld het, sal dit nice wees as pa vir my nog 'n dop koop. En 'n nuwe drumkit. Jy's 'n klein stroom. So, Spek, wat gaan jy nou doen? Wat gaan ek nou doen? Ek gaan vir my nog 'n dop gooi. Ek bedoel met jou toekoms. Wel, ek gaan 'n lekker lang vakansie saam met my laaitjie hou en dan sal ek seker maar weer doen wat ek nog altyd doen. Reg klaar. En die toekoms van Afrikaans? Afrikaans bestaan al 350 jaar voor my geboorte. So en ek reken dit sal nog 350 jaar na my dood nog steeds daar wees. Want Afrikaans is, skryf, lewendig, aanpasbaar en viril. Dit is soos 'n potjie met bestanddele van reg oor die wêreld, maar sy potjie staan ferm op die Afrika grond. Sien, dwars deur Suid-Afrika is daar miljoene mense wat Afrikaans praat. Dis nou mense van verskillende klasse, kulture en as 'n guy reiskaart mag speel, rasse. En baie keer is Afrikaans al wat hulle in gemeen het.
En dis nou miljoene mense. So enigiemand wat nie kan insien dat dit die moeite werd is om in Afrikaans te adverteer nie, is met alle respek 'n poepel. Ek weet nie of jou subs dit gaan toelaat nie. Dit is nou al 10 jaar na die veranderinge in Suid-Afrika. En dit gaan beter met Afrikaans as wat enige van sy kritici of selfs sy proseliete sal wil erken. Dis nie prostituie nie, proseliete, mense wat op 'n oordrewe missie gaan. Baie keer gee Afrikaanse media, dis nou die televisie, koerante en tydskrifte die pas aan vir die res van die bedryf. Want dan kyk tog baie meer mense na Igoli as na Oprah. As Afrikaans, as taal 'n virus is, soos ou Williams Burroughs 50 jaar gelede beweer het, dan is ek wat spekharmse is, beslis Afrikaans positief. En terloops, ek is single en my gunsteling musiek is Raaskop. Ek gee nie om vir vergelykings nie. Maak nie saak of Kobus music jou gelukkig maak of siek. Afgesonder sit ons volkie oor musiek en debatteer. Famous vir apartheid, rugby en gekskeer. Hou jy van die mamba, of hou jy van Steve? Is Karen jou ding, is jy vir sokkie treffers lief? Geniet wat jy luister, monitor oor baklei. En dan sal jy deel wees van die volk van my. Woef!